Sê Christus, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En daarmee ook so as ons God se gebooie bewaar, dan het ons natuurlik van nature is die uitvloeisel daarvan 'n liefde vir jou medebroer en suster. Goeiedag en welkom luisteraars. Welkom by Om die Woord. Ons welkom ek vandag vir Skalkbuis en Teenste Brein. Ons bespreek vandag vraag 4 van die Heidelbergse Katekismus en dit lees as volg: Wat eis die wet van ons? Die antwoord: dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Wel, vir die wat sê hulle lees net die Bybel, hulle kan nie oor hierdie vraag kla nie, want die ganse antwoord is slegs 'n aanhaling uit die Bybel uit. Dit word eintlik woord vir woord aangehaal, en wat die aanhaling ons leer, is dat die kern van die wet liefde tot God en liefde tot ons naaste is. Maar wat sou julle sê is liefde tot God en wat sou julle sê is liefde tot ons naaste? Pieter, ek dink ek kan hier so 'n bietjie inval. Ja, ek dink dit word eintlik mooi vervat waar Christus sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ek kan nou nie presiese teksvers onthou nie, maar dit is ek dink Johannes 14 as ek dit reg het. Dan sê Christus, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En daarmee ook so as ons God se gebooie bewaar, dan het ons natuurlik van nature is die uitvloeisel daarvan 'n liefde vir jou medebroer en suster. Want goed, die wet van die Here is gegee vir ons. Is daar om ons te beskerm, om ons te voorsien van regverdigheid en geregtigheid. Want dit is die regverdige regter wat dit vir ons gee, dat ons dit toepas in ons lewens. En so is deur die Here se wet te doen, is ons lief vir God, maar ook so ons naaste. So mens kan nie die twee van mekaar skei nie. Mens kan nie sê ek is lief vir God, maar nie regtig my naaste nie, of ek is lief vir my naaste, maar ek wil niets van God af weet nie. Hulle is altyd saam. Inderdaad. Ek wil dan vra, hoekom sou julle sê is dit so dat die twee nie van mekaar geskei kan word? Ja, ek dink omdat die Here wat die wet gee, enige Here is. Hy het ons geskape om hom te moet lief hê, maar nie om hom in isolasie te moet lief hê nie. Hy het meer as net individue geskape. So ek dink dit is die kort antwoord, nee. Ja. Ja, ek dink 'n bietjie wel ontaak beteens God is 'n God wat 'n verbond sluit. En so sluit hy 'n verbond nie net met die persoon met wie hy 'n verbond tree soos met Abraham nie, maar ook met sy nageslag, en so vorm daar 'n verbondsgemeenskap. En so is die Here se wet daar om die verbondsgemeenskap ook te bewaar. En dit is presies nou wat Teens sê, dat ons nie alleen as individu die Here dien nie, maar ook as 'n verbondsgemeenskap saam die Here dien. Ek sien. En die een wat die verbondsgemeenskap skep en in stand hou, is die een wat sê hoe daai instandhouding moet lyk. Nog 'n rede hoekom jy nie die twee kan skei nie. En nou, na die volgende deeltjie, moet jy in ag neem dat die skrifgedeelte wat aangehaal is as antwoord op vraag 4, is ook in 'n konteks. Die konteks van die is dat 'n skrifgeleerde het gekom na Christus toe en gevra, wat is die belangrikste wet? En hierdie is die antwoord. En Christus se antwoord was radikaal anders as die benadering van veral die Fariseërs, maar ook die ander Joodse leiers, wat
honderde en honderde reëls gehad het van hoe jy God se wet moet onderhou. Daar was reëls boonop die reëls geplaas om seker te maak dat jy breek nie die oorspronklike reël nie. So dit het 'n baie groot klem gehad op die uiterlike nakoming van hierdie wet. En Christus se antwoord is heeltemal anders, want liefde vir God en liefde vir jou naaste is meer as net 'n uiterlike nakoming van die wet. Dit is, jy kan nie lief vir iets wees as dit nie iets is wat jou hele lewe beïnvloed nie iets is wat jy werklik voel, iets is wat jy werklik doen nie. So, hoe kan hierdie verstaan van dat Christus antwoord wetsonderhoud is meer as net reëls hou, dit is liefde. Hoe kan hierdie verstaan dat dit is 'n liefde, dit is iets wat jy innerlik voel en innerlik moet doen, ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste verander? Ja, nou het jy so praat van die wet van die Here wat bevat word in liefde. Wat ek dink, ek het iewers gehoor deur in 'n preek wat ek geluister het, toe die prediker gesê het dat God het of Christus het die wet vervat in wees lief vir jou, wie wees lief vir God met alles wie jy is en so ook vir jou naaste. En daardeur het hy in die wet in 'n sin vereenvoudig, maar soveel moeiliker gemaak om te onderhou. En so is dit baie eenvoudige wet om te onderhou, maar ook op dieselfde tyd onmoontlik vir ons om te onderhou, want in ons natuur is ons geneig om mekaar te haat en geneig om God te haat. So ek weet nie of dit enigstens jou vraag beantwoord nie, Piet, maar dit is maar net vir my opvallend dat dit nogal so kan ek sê skerp gestel word deur Christus. Nee, dit wys ons het iets meer nodig as net reëls. As dit iets is wat innerlik gebeur, is dit iets wat innerlik ook verander moet word. So, ja, dit is eenvoudiger, maar is onmoontlik sonder die Gees se werk in ons. En dit is duidelik dat ons het die Gees binne ons nodig, want normale wetsonderhoud is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg om die wette te ken, maar hulle nie te verstaan nie. Ons kan slegs die wette verstaan as die Gees in ons werk. Die Bybel het baie voorbeelde van mense wat die wette ken, maar hulle nie verstaan nie en dis hulle verkeerd uitvoer. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 19 vers 7 dat die Jode het Christus gekruisig, want hulle het geglo dit is die wet wat dit van hulle vereis. En Stefanus, die martelaar, die eerste martelaar, het voordat hy gestenig was, die Jode beskuldig dat hulle die Heilige Gees weerstaan en daarom nie regtig die wet kan begryp nie ware kennis nie wet het nie. So, waarom is die Heilige Gees noodsaaklik om die wet reg te verstaan? En hoe kan ons seker maak dat ons nie hierdie fout van die Fariseërs en die Jode herhaal van die wet ken, maar nie die wet verstaan nie? Ek dink 'n mens kan hierdie vraag en antwoord baie hy is eintlik baie meer treffend as jy die vraag en antwoord wat net voor hom staan in gedagte hou nie. Waaruit ken jy jou ellende? En dan dink jy dan sy antwoord dis uit die wet van God. En dis amper mense dalk 'n baie lang reëlboek kon verwag. As dit nou iets is wat jou ellende aan jou moet openbaar, dan moet dit nogal 'n hele omvattende ding wees. En dan kom die volgende vraag sê wat hou dit in? En dan word daar twee sake genoem. En dit gaan oor liefde, dit gaan oor wat in jou hart lê. Nogal geweldig konfronterend op 'n manier, as jy waaruit ken jy jou ellende? En dadelik wys die katekismes ons op iets wat uit ons hart uit moet kom. Ek dink dis uiteindelik waar die antwoord lê. Soos jy sê Pieter, dit gaan nie oor 'n klomp reëls nie. Die 10 gebooie, daardie wette is gewoon gegee as konkrete uitdrukkings van ons liefde
tot God en ons naaste en ons moet dit ook so sien. Die uiterlike nakoming daarvan sou ook regtig niks beteken as ons dit nie uit liefde gedoen het nie. Dit maak die verlossingswerk van Christus en sy nakoming van die wet soveel ryker. Nee, dit is verseker so. Dit is eenvoudig maar tog onmoontlik. En daarom het ons ook leiding nodig. Ons moet bid vir hierdie leiding. Psalm 119 vers 18 sê, maak my oë oop dat ek die wonders van u wet kan sien. So dis vra dit dat iets buite onsself moet gebeur om die wet raak te sien, want ook in ons ellende verstaan is dit nodig dat iets buite onsself ons dit raak moet sien, want of ons val in totale hopeloosheid in en dink ons is maar ellendig en daar's geen uitkoms nie, of ons wil nie ons ellende insien nie. Die regte verstaan van jy is verlos in jou ellende, maar jy moet jou ellende insien, gebeur slegs onder die leiding van die Gees, om die wet reg uit te leef, in liefde uit te leef, in werklike liefde tot God en tot jou naaste, gebeur slegs onder die leiding van die Gees. Maar hoe kry ons hierdie leiding? Hoe sou jy dit sê, kry ons hierdie leiding? Ja, ek dink eerstens is dit die Here wat daardie leiding vir ons bied deur die werking van sy Gees. En jy moet jouself onderhewe plaas onder die Gees se leiding. Ja. Jy moet as God praat, moet jy hom gehoorsaam. Dit is nie net deur jou gewete wat in jou binneste vir jou sê wat is reg en wat is verkeerd nie, maar dit is ook deur die onderrig wat ons in God se woord ontvang. As ons God se woord lees en hy bring jou tot die diepe besef dat dit wat ek doen is verkeerd, dan moet jy luister. Dan moet jy, en daardie luister moet nie net wees van ek luister nou en dan gaan ek aan met wat verkeerd is nie. Dit moet 'n luister wees wat tot en met aksie ingaan om te hoor dat ek moenie pornografie kyk, ek moenie my broer haat nie en dan jou lewe inrig volgens dit. Dat jy moenie steel nie en dan moet jy jou lewe inrig volgens die woord van die Here. Daardie leiding van die Gees dan in jou opwakker, eintlik laat vlam vat in jou. En so moet jy dan hoor en aksie neem. Nee, maar jy sal nie hoor sonder gebed nie. Ja, hierdie leiding om daai houding kan inneem wat jy van gepraat het, Skalk, moet jy op jou knieë wees. Jy kan nie die wet verstaan sonder dat jy bid vir die Gees se leiding nie. Werklik verstaan nie jy. Jy gaan nie wil verander sonder die Gees se leiding nie. En ja, die Gees kan met jou werk of jy bid of nie, maar dit is 'n wonderlike manier om aan die verhouding deel te neem, aan die verhouding van leiding en verander deel te neem. Ja, ek dink in die besonder lei as 'n mens nou die gebruik van die wet soos hy in hierdie vraag bedoel word in ag neem, dan wil dit ons ellende vir ons spieël, nê. Wat ons moet raak sien is en waartoe die Gees ons ook lei, is ons moet dit wat uit plek uit is in die wêreld, moet ons sien in die lig van die wet wat liefde vir God en liefde vir jou naaste is, nê. Dit is wat uit plek is in die wêreld, nê. Dis op die terrein van liefde tot God en liefde vir jou naaste. Dis waarop hierdie wet ons in die besonder wys. En ja, ek dink dit is amper tyd om af te sluit, maar net om af te sluit met 'n paar 'n vraag vir 'n paar praktiese dinge wat hierdie behels. Wat sou julle sê, dis nou 2 vrae. Wat is die uitdagings wat mens mee gekonfronteer kan word in die liefde vir God en die liefde vir jou naaste? Daai wet nakom, wat is die uitdagings? En dan ook, hoe lyk dit prakties om liefde tot God en liefde tot jou naaste te hê? Nou, dink daar is Wie wil die uitdagings doen? Wie wil die praktiese doen? ek gaan so 'n bietjie van beide weer vervat in my antwoord. Maar ek dink die groot uitdaging is om liefde reg te verstaan.
Want baie mense sal sê die aksies wat hulle neem is liefdevol teenoor 'n ander persoon, so en dan dis teenoor hulle naaste. Maar baie maal ons sal hulle dit sê terwyl hulle dan in daardie aksie wat hulle neem, die gebod van die Here oortree. Mens kan dink mense wat sê, hulle dink dis liefdevol teenoor 'n persoon om te sê ons aanvaar jou soos jy is, al is jy homoseksueel. Gaan niks sê dat dit verkeerd is nie, ek aanvaar jou so. En daarmee is jy dan nie liefdevol teenoor die Here nie, want jy praat nie dit wat reg is nie. Jy praat nie die waarheid nie, jy praat die sonde goed sodoende. En so moet jy daai balans, jy moet liefde verstaan en daardie balans dan handhaaf van jy moet die Here lief hê en ook jou naaste lief hê. Want jy kan nie gewater vir jou naaste gee en sê jy is lief vir jou naaste nie. Jy het hom lief al die pad hel toe. Jy moet liefde eerstens reg verstaan en dit is om die Here se woord aan jou naaste ook te verkondig, die goeie en die slegte. Nie dat die Here se woord sleg is nie, maar ons hou van ons sonde en die Here se woord sê ons sonde is sleg. En so iemand gaan aangetast wees, hulle gaan hartseer wees dat hulle nie meer moet sondig nie. Hulle gaan hartseer wees dat daar vir hulle gesê word dit wat jy doen is verkeerd. Jy gaan op mense se tone trap en dit is ongelukkig vir hulle wat ons moet doen. Dit is wat liefdevol is. Jy vat die geweer uit die persoon se hand uit as hy iemand wil skiet. So dit ek dink daai moet mens besef as ons praat oor wat dit is om wees vir God en lief te wees vir ons naaste. Maar ekskuus Jakob. Ek sê enigste troos in lewe en sterwe is dat jy aan Christus behoort. So as jou liefde vir iets maak dat jy nie aan Christus behoort nie, dan is dit tydelike troos wat tot ewige ellende lei. Presies dit. So ek dink om 'n praktiese voorbeeld te gee, is om jou liefde vir God te handhaaf en sodoende ook jou liefde vir jou naaste handhaaf in lyn met God se woord. En dit is om te leef soos wat Christus ons beveel. Is om nie moord te pleeg nie, eerstens, maar daarmee saam is dit ook om ander op te voed en te sê moenie mekaar haat nie, moenie my haat nie, kom ons vind vrede, ons moet vredemakers wees. Ja, ek dink die mees praktiese uitdrukking, uitvoering van hierdie wet gaan ons nogal in diepte behandel as ons kom by die 3de afdeling van die katekismes, nê. By die 10 gebooie. Ek dink dit is belangrik om in ag te neem. Die 10 gebooie is die uitdrukking van volkome liefde tot God en volkome liefde tot jou naaste. Ons praat gewoonlik van die eerste 4 gebooie daar in Eksodus 20 het spesifiek betrekking op jou liefde tot God en die laaste 6 handel dan meer spesifiek oor mense naaste. Maar daarin is baie prakties vir ons opgeteken hoe lyk dit wanneer 'n mens die Here liefhet en wanneer 'n mens jou naaste liefhet. Ja nee, dankie julle. Maar nee, dan met dit. Totsiens luisteraars, sien julle volgende week en mag jy skape begin wolwe jag en mag jy wind waar jy was gedaan. Totsiens.